Eens goeiemôre en welkom vanoggend by ons diens. Ons aanlyn kykers, ons sê vir hulle ook welkom vanoggend en ek hoop dat julle elkeen vanmôre die woord sal ervaar met die opgewondenheid en die vreugde soos ek het gekry het. Die woord vanmôre wil ek wil net een ding sê. As jy vanmôre nie 'n bloedgewaste, hoor my, 'n bloedgewaste, geesvervulde kind van God is, dan hoef jy nie eintlik aandag te gee. Want die woord vanoggend is vir die bloedgewaste, geesvervulde kind van God. Onthou, ons kan nie meer wegkruip agter ons geloof nie. 'n Religious spirit. Ons kan nie meer daar agter wegkruip nie. Daai tyd's verby. Ons is nou besig om te praat met wedergebore, geesvervulde, bloedgewaste kinders van God. En julle gaan hierdie woorde 'n paar keer hoor. Maar kom ons gaan eers aan die woord van God volg. Ons is besig met die sleutels van die koninkryk en ons gaan vanoggend kyk na die woord, die sleutel van God se woord. So die van julle wat julle Bybels het, kan oopmaak by Psalm 119. Ons gaan daar lees vanaf vers 1. So ek gee julle gou 'n paar sekondes. Psalm 119 vanaf vers 1. Leon, as ek te vinnig praat, gee vir my 'n hand daar, dat ek net 'n bietjie kan stadiger gaan. En die van julle wat se gesigte lyk asof julle nie vol blydskap is nie, maak dit vol blydskap. Dit maak my werk baie makliker van hierdie kant af, as julle vreugdevol is aan daai kant. Amen. Okay, 119, Psalm 119 vers 1. Ek lees uit die 83 vertaling uit vanmôre. Die 83 vertaling gee dit vir my so mooi deur. Die 53 vertaling gebruik sulke hoog Afrikaanse woorde. So ek wil hom vanoggend net so 'n bietjie step down na die 83 vertaling. So ek gaan hom van my foon af lees. Die woord sê, geweldigsalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgeluksalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. U het u bevele gegee om dit trou te onderhou. Ag, maar my weë was maar om u insettinge te onderhou. Dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al u gebooie let nie. Ek sal u loof in opregtigheid van hart, as ek u regverdige verordeninge leer. Ek sal u insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Ek wil net gaan teruggaan. Sorry Here. Sorry. Hierdie is die 53 vertaling. Ek het nou gewonder hoekom is my woorde nou so groot. Ek gaan terug. Kom ons begin weer. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, die wat met sy hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het die bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou, ek sal u gebooie in ag neem. Ek sal nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig as ek hulle ter harte neem. Ek sal u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou. Moet my tog nooit verlaat nie. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Daar's 2 jong mense. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Hierdie is ons teksvers. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. En aan u kom toe die lof en die eer. Amen. Kom ons sluit gaan ons oor. Vader, ek dank u vanmôre vir hierdie woord. Ek bid, Vader, dat u vanmôre sal kom en hierdie woord sal oopbreek deur die krag van die Gees.
Here, nie deur my eie vermoë nie deur my eie gedagtes nie deur my eie opinies nie deur my eie menings nie, Here, maar slegs deur U Gees. Ek bid vanmôre, Here, vir strome van lewende water om te vloei vanmôre, Here, in hierdie gemeente. Ek bid vanmôre, Here, elke gewillige hart, Here, vanmôre oop sal wees om te ontvang van hierdie stromende lewende water, Here. Dat ons gevul sal word, Here, elkeen van ons, dat die strome van lewende water nie net uit my uitvloei nie, maar so ook uit elkeen wat vanoggend teenwoordig is en elkeen wat aanlyn luister. Seën die woord vanmôre, Here, en ons dank U, Here. Matteus 18 vers 20 sê, daar waar 2 of meer vergader in my naam, daar is ek teenwoordig. En ek dank U vanmôre, Here, vir U teenwoordigheid in Jesus naam. Amen en amen. Ons God is groter. Dis die goeie nuus. Ons God is sterker. Ons God is hoër as enige ander God. Ek hoor dit nie? Amen. Amen. Johannes 14 vers 12 sê, wie in my glo. Wie in my glo, sê Jesus, hy sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Want ek gaan na die Vader. Glo jy vanmôre dat jy kan groter dinge doen as wat Jesus Christus gedoen het? Glo jy vanmôre dat as daar 'n dooie lê en jy bid vir hom, dat jy hom kan opwek uit die dood uit soos Jesus van Nasaret gedoen het? Glo jy dit vanmôre? Ek hoor nie 'n amen nie. Amen. So jy het die mag om te genees. Jy het die gesag om demone uit te dryf. Jy het die gesag om mense na die Here toe te lei. Jy kan hulle vertel die evangelie, die goeie nuus. Filippense 3 vers 21 sê, omdat Jesus uit die dood uit opgestaan het, sal jy uit die dood uit opstaan. Is dit die goeie nuus nie? Almal dink ons gaan dood. Jy gaan nie dood nie. Jy gaan dan eers begin lewe. Omdat Jesus opgestaan het, gaan jy opstaan. Johannes 14 vers 2 sê, Jesus het 'n belofte. Hy sê vir jou, Monique, ek gaan vir jou 'n huis voorberei. Amen. Ek gaan net weg vir 'n kort tyd. Ek gaan vir jou 'n huis voorberei. En dan gaan ek kom op 'n wolk om jou te kom haal, my bruid. Is dit nie iets om na uit te sien nie? Is dit nie iets wat jou kan opgewonde maak nie? Dat die skepper van die heelal, die skepper van die heelal, wat lewe in jou geplaas het op hierdie kruis gaan vir jou. Hy het die prys vol betaal vir jou. Hy het die prys betaal sodat jy vry kan wees. Ieder en elke een vanmôre, sodat jy vry kan wees. Jy's gekoop, duur gekoop deur die kosbare bloed van Christus. En ek sê dit vanmôre want ek wil hê jy moet dit vanmôre net weer besef. Hoe spesiaal jy is vir God. Jy weet die vyand beklei vir jou siel. Hoekom beklei die vyand vir jou siel? Want hy weet hoe waardevol jy vir God is. Jy moet dit weet. Die vyand gaan nie met jou beklei as jy geen waarde het vir hom nie. Die vyand gaan nie jou siel soek as jou siel geen waarde het vir hom. Want hy weet wat jy beteken vir God. En dan het ons die wonderlike belofte van ek kom jou haal. Ek gaan vir jou huis voorberei. Jy hoef niks te doen. Glo in my. En ek gaan vir jou huis voorberei. En as die tyd reg is, kom maar ek. Ouens, is dit nie goeie nuus nie? Dis wonderlike nuus. Dankie Tannie Elsa. Dis wonderlike nuus, ouens, en dit moet ons opgewonde maak van binne af. So kom ons recap gou, julle weet hoe werk dit. As jy Sewende Laan kyk, jy kyk Isidingo, jy kyk Generations, jy kyk Suidooster, né? En al hierdie Muvhango shows, as jy dit kyk en jy begin die show, dan gee jy jou 'n preview van wat gebeur het laasweek. So in die kerk doen ons dieselfde. Ek wil jou 'n preview gee van wat ons klaar behandel het. In case jy dalk soos die ander ongehoorsaam is vanoggend nie hier is nie. Nee, amen. So ons het gekyk na die sleutels wat die koninkryk van God oopsluit. Ons het gekyk na die sleutel van liefde, jou doel, bekering,
gehoorsaamheid, gebed en vas. Vandag kyk ons bietjie na die woord. So liefde is die sleutel tot 'n hartsverandering, né? Onthou julle, ons het gepraat van Matteus 22, wat ons gesê het, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, né? Ons het daai ding deurgegaan en die belangrikheid daarvan, liefde. Tweede het ons gekyk na die doel, die gesag wat jy het om jou doel te volbring. Lukas 10:19, hy het jou die mag en die gesag gegee om op slange en skorpioene te trap. Kom vrees ons nie. Ons het al hierdie mag, ons het al hierdie gesag, maar ons sukkel nog steeds. Dan het ons gekyk na bekering en die belangrikheid van daai geestelike transformasie. Ons het daar gekyk na Handelinge 2:38 wat sê, bekeer jouself en laat jouself doop. Die belangrikheid van die doop, die belangrikheid van bekering en die belangrikheid van sondebelydenis. Dan het ons gekyk na die sleutel van gehoorsaamheid. Dit was gewees in Lukas 5. As ek mooi kan onthou, dit was die storie van Simeon waar Jesus gekom het en gesê het, vat jou boot en vaar in. Ons het uit daai les uit het ons geleer die belangrikheid van dit as jy vir God iets gee. En wat God in return, soos die Engelsman sou sê, vir jou gaan teruggee. Wat veel meer is as wat jy eintlik vir hom gegee het. En dan het ons die laaste sleutel wat ons hanteer het, die vorige 2 weke was die vas en gebedsleutel, wat dan die kommunikasiesleutel is. Matteus 6, ons het geleer van Jesus se gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Ons het dit opgebreek en gekyk en die belangrikheid daarvan ook ervaar. So elke keer as ek 'n sleutel behandel, dan fokus ek op hierdie 3 punte. Julle is nou al seker moeg daarvoor. Maar ek wil dit vir julle elke week weer gee. Eerstens moet jy prioritiseer. Wat is vir jou belangrik in die lewe? Is dit vir jou belangrik om te gaan werk? Is dit vir jou belangrik om na jou familie toe te gaan op Sondag? Is dit vir jou belangrik om huis te gaan as om kerk toe te kom? Is dit vir jou belangrik om by jou vriende te gaan kuier as wat om God se reddingswerk te doen? Wat is vir jou belangrik? So jy prioritiseer, wat is vir jou belangrik? Nou het jy 10 dinge wat vir jou belangrik is in die lewe. Nou sê ons, kom ons organiseer dit in 'n volgorde wat vir my tot geestelike aanwinst is. Geestelik, nie vleeslik. Nou sê jy, vir my is gebed belangrik. So gebed moet eintlik heel eerste wees. Voor my dag begin, as my oë oopmaak, verkies ek om my tande te borstel eerste en daarna wil ek bid, want ek wil tyd met God spandeer. Nou het jy dit geprioritiseer, jy het dit georganiseer en nou moet jy jouself dissiplineer om dit daar te hou en dis die moeilikste deel. Om jouself te dissiplineer om te sê, ek gaan opstaan vanmôre, ek gaan kerk toe, al reën dit, gaan ek kerk toe. Al kry ek koud, gaan ek kerk toe. Al is ek nie lus vir Johan se stem vanoggend nie, gaan ek kerk toe. Al byt die visse op die suidpier, gaan ek kerk toe. Want ek het 'n besluit gemaak, ek het 'n keuse gemaak wat vir my belangrik is. So, in die vorige sleutels het ons geleer dan dat gebed en vas is die fondasiesleutel om met God te kommunikeer en ons het gekyk na die belangrikheid daarvan. So vandag gaan ons voort en ons kyk 'n bietjie na die sleutel van die woord. Ons fokus baie op Matteus 18. Julle het agtergekom. Ek het dit agtergekom, min weet dit. Ons fokus baie op Matteus 18, juis omdat dit die sleutel, die verssleutel is wat sê, ek gee vir jou die mag en die gesag om te bind en te ontbind. Verstaan julle die groot mag en gesag wat jy het om te kan bind en te kan ontbind? Om die werke van die vyand te kan bind. Ons het gebid vir hierdie diens vanoggend, ons het die vyand se werke gebind vanoggend hierso. Die vyand het geen mag hier waar ons vandag is. Want ons het die autoriteit. Kom ons kyk 'n bietjie na Matteus 16 vers 19. Maak gou julle Bybels oop daar. Matteus 16 vers 19 vir die wat hom het.
Hier is nog 'n belofte van God. Hy sê, ek sal vir jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. Hoor julle dit? Sampie sê gister, of Vrydag toe hy, Woensdag toe hy, nee, wanneer het hy gery? Woensdag, Vrydag. Toe sê hy, ek gee jou die sleutels van die kerk. Jy het nou die gesag by my huis, het jy die gesag. Gaan en lei hulle. Jesus sê, ek gee vir jou die sleutels van die koninkryk. Wie gaan jy saam met jou bring, aangesien jy nou die sleutels van die koninkryk het? Wie gaan jy nog die goeie nuus gee van hierdie koninkryk? Want jy wil dit nog saam met jou vat. Jy wil tog nie hierdie koninkryk vir jouself hê. En wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel gebonde wees. So 'n sleutel word gesien as 'n instrument wat iets oopmaak. So, dis of 'n deur wat jou toegang gee tot iets, of dit is 'n kluis waar iets waardevols toegesluit word. Maar as jy nie die sleutel het nie, kan jy niks doen nie, want jy het nie die mag nie. Jy het nie die gesag nie. Ek kon nie vanmôre vir julle die kerk oopsluit as ek nie die sleutel gehad het nie. Net so kan Monique ook nie met my kar ry as sy nie die sleutel het. Die sleutel is 'n teken van gesag. As ek vir haar die sleutel gee om te ry, dan gee ek vir haar die gesag oor die kar. As jy vir my die sleutel gee, gee jy vir my die gesag oor die gebou. As jy vir 'n sekuriteitswag die sleutel gee tot die kluis, het hy gesag oor die kluis. So ek wil hê julle moet die belangrikheid verstaan vanmôre van die sleutel. Regdeur God se woord simboliseer hy dat sleutels is 'n teken van mag en gesag. So die belangrikste sleutel vir ons is hierdie. Die woord van God. Hoe gaan jy weet wie God is? Ek sê hierdie elke week, maar wil ek weer sê, want dit is so 'n belangrike funksie vir 'n wedergebore, geesvervulde, bloedgewaste kind van God is die woord. Jy kan nie sonder die woord van God funksioneer nie. En as jy dink jy funksioneer sonder die woord van God, is jy verlore. Want hierdie woord is jou kompas. Hierdie woord is jou lig. Hierdie woord lei jou waartoe om te gaan. Wat is reg en verkeerd? Wat is nie goed nie? Wat is reg in God se oë? Wat is nie reg in God se oë nie? Dit is waar ons dit lees. Daar's baie jare terug het ons almal as kinders, ek weet nie of hulle dit nog leer nie, daar's 'n liedjie, lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Weet jy hoe belangrik is daai liedjie? Maar dit is net so, as jy nie elke dag bid nie, en as jy nie elke dag jou Bybel lees nie, gaan jy nie groei nie. Jy gaan vyfheen stagneer. Die vuurtjie wat hier binnekant in jou gees opgewerk was, die dag toe jy gedoop was, gaan stadig maar seker dood. Nou wil jy nie meer iemand vertel van Jesus nie, want, ag, jy weet, ons het mos nou die verskoning. Maar almal ken vir Jesus. Hoekom moet ek hulle nog vertel van Jesus? Hulle ken van Jesus. Nou getuig ons nie meer nie, want ons hoef nie meer te getuig nie, want almal ken mos vir Jesus. Maar niemand weet wat Jesus in jou lewe gedoen het. En jy is die getuienis daarvan. Dat ek dink aan hierdie man, wat ken die bedieningshouder aan. Hy sê Satan, I'll never forget your face. God het die werk gedoen, nou eens. Kenny was die instrument. Kenny was die instrument, maar hy sê, I will never forget your face. Hoekom? Want daai ou sien die waarde in die gehoorsame diensknegt van God. Want as dit nie vir daai instrument was nie, was hy vandag nog verlore. Hy acknowledge dat God het werk gedoen, maar hy is dankbaar vir daai diensknegt. So is dit met jou. Die impak wat jy op ander kan maak. Om daai iemand te vertel van Jesus did this for me. Can you believe it? He did this for me.
maar as die Here dit vir jou kan doen, kan die Here dit mos vir my ook doen. Kom, ek vra die Here. So bou ons geloof. Daar is 'n standaard vir elke gelowige, en dit gee ons geloof 'n vaste fondasie waarsonder ons nie kan klaarkom. Nou die vraag is vanmôre, hoe sien jy hierdie woord? Ek weet hier dan by jou sê. Hoe sien jy die woord vanmôre? Sien jy dit as 'n boek vol reëls wat ek moet onderhou, anders gaan ek nie hemel toe nie? Sien jy dit as 'n liefdesbrief van jou Vader? Sien jy dit as iets wat jou geestelik laat groei? Of sien jy dit as 'n boek met geskrewe woorde? Jy sien, elkeen van ons sien hierdie woord anders. Elkeen van ons ervaar hierdie woord anders. Toe ek 9 jaar terug by hierdie gemeente aangesluit het, toe was ons eendag by 'n selgroep, en my pastoor het my amper 'n hartaanval gegee. Want hy vat sy Bybel en hy gooi hom op die grond neer en hy gaan staan bo hom. En ek het amper 'n hartaanval. Want hoe kan jy die woord van God so gooi? Het jy nie respek vir die woord van God nie? Hoe kan jy op die woord van God staan? Hoekom? Want ek het autoriteit nie gesag. Het gaan nie oor die woord nie, het gaan oor wat in die woord is. En daar het ek besef, het gaan nie oor die woord nie, ons vat hierdie boek en ons maak hierdie boek 'n heilige ding. En ons wil hom op 'n bakkie sit en elke dag afstof dat hy nie vuil word nie, want dit is 'n heilige boek, jy weet. Niemand moet tog net iets op my boek sit nie, want dit is 'n heilige boek. Maar ek lees hom. Ek ervaar hom nie. Hy beteken vir my niks. So, hoe kan jy dan sê dis 'n heilige boek? Want hierdie boek het krag. En ek wil nou nie daai groot kragwoord gebruik nie, maar hy het daai tipe krag. Julle weet wat se krag kom praat. Hy het daai tipe krag. Eintlik is die Bybel heel eenvoudig. Dis die geskrewe woord van God. Die skrif is God se stem in 'n taal wat ons verstaan. Nou vanoggend wil ek gou 'n paar punte met julle deel en dit gaan oor die funksie van hierdie woord. Wat doen hierdie woord in elkeen se lewe? Ek gaan nie volgende aan lees. Want die woord wat ek jou gaan gee vanoggend gaan jou skok en dan stuur ek jou huis toe. En dan wil ek hê jy moet die woord gaan bedink by die huis. Maar kom ons kyk gou eers wat doen hierdie woord. Die woord van God het die mag om te openbaar. Wat openbaar die woord vir ons? Die verbondenhede, soos hulle in die 53 vertaling sê. Al die geheime. Hier leer ons wie God is. Ons leer wie Jesus is. Ons leer wie sy profete was en hoe God met hulle gewerk het. Ons leer in hierdie woord hoe die aarde ontstaan het. Hoe dit geskape is. Waar ons vandaan kom as mense. En hoe ons hier is vandag as gevolg van dinge wat ons gedoen het. Jy sou nie al die dinge geweet het as jy nie die woord gelees het. Baie mense, daar's baie idiome vandag, Afrikaanse idiome, wat uit die boek van Spreuke uitkom. Baie wat mense verse quoteer in die Bybel uit en dit raak idiome vir mense om te verstaan. Maar dis skrif gebaseer. So die woord van God het die mag om te reproduceer. Reproduce, sê die Engelsman. Onthou julle ons het gepraat van hierdie kolonisasieprojek, né? Wie kan dit onthou? Hanne. Ons het 2 sleutels behandel oor die kolonisasieprojek. Dit is ons doel, né? Ons moet koloniseer. So Nikkie kom, Nikkie vertel vir Bella van Jesus en hy bring haar tot Jesus se koninkryk en dan gaan Bella, sy vertel vir Tannie Kalla en so gaan ons aan. So koloniseer ons en so maak ons 'n koninkryk van God se mense, een groep bymekaar. Julle het skok by volgende. Die woord van God het die mag om te herlei. So elke volledige lewenswaardige, elke omkeer, elke keer wat ek wil nou nie daar lees nie, elke keer wat ek 'n les skryf,
gaan ek en die les verander my. As ek die woord van God lees, verander hy my. As ek môreoggend bid, my gebed verander my. Die gebed wat aan die kant van my het, verander my. So die woord van God het die mag om te herlei. Is julle met my met daai ene? So iemand wat God ontdek het, deur sy woord te begin lees, iemand het dalk eendag gekom en gesê, jy wat, kom ek maak die Bybel oop. Kom ek lees net gou op Psalm 23. Hoeveel mense lees die Psalm 23? Gelowiges, ongelowiges, gereddes, ongereddes, en daai Psalm 23 het hom dalk net by die Here gebring. Daai een persoon wat Karla genooi het by die vrouegroep, het dan dalk net by die Here gebring. So moet nooit dink dat dit wat jy doen reg nie waarde toe nie. Baie mense is al by hierdie kerk deel in. Baie is al uit. Hulle eie keuses. Ons is nie 'n kult nie. Ons hou nie mense vas nie. Jy het 'n vrye keuse waar jy wil wees. Maar ons het dalk die fondasie gelê in baie van daai mense se lewens. Hulle is dalk nou by groot superkerke, maar hulle fondasie was hier. Ons sien dalk nie nou die vrug nie, maar ons het 'n impak in hulle lewens. So die woord het ook dan die mag om te herleef. So die woord van God kan vertroosting en hoop bring, sowel as krag en bemoedigings aan diegene wat hartseer is. Ons het gekyk na Psalm 23, hoe die woord ons toevou, hoe die woord ons dan daai comfort gee, om te weet, ek het 'n probleem, maar die Here is my herder. Hy sal my lei deur die dal van doodskade deur. Ek hoef nie te vrees nie. So dit bemoedig jou. So die woord van God het die mag om te beloon. Ouens, hierso is iets baie spesiaal. Mense vra altyd, hoekom gaan dit so sleg in my lewe? Hoekom sukkel ek so? Gaan kyk 'n bietjie na die dinge wat jy doen. Onthou, God sal nie jou sondige lewe seën nie. Ek wil dit vir jou weer sê. God sal nie jou sondige lewe seën nie. Maak nie saak hoe jy jou sonde justify nie. Maak nie saak hoe jy jou sonde goed praat, hoe groot of hoe klein dit is nie. God seën nie ongehoorsaamheid. Onthou dit vandag. Hy seën wel gehoorsaamheid. So as jy dink dit gaan sleg met jou en jy sien dinge verbeter nie, gaan soek na daai ongehoorsame dele van jou lewe. Gaan wys hulle uit. Julle wys my, waar is hierdie dele? Wat hou my terug daarvan om die seën te ontvang? Hoekom is my koskaste leeg? Kyk na jou ongehoorsaamheid in jou lewe. Hoekom sukkel ek met finansies? Gaan kyk na jou ongehoorsaamheid. As jy pay kry, waar is jy? Tas kom verlosie casino. Ek wil my geld vat, ek wil my 10 rand, 1000 rand maak. Of by die, ek wil nie die plek se naam sê nie, daar bo by die trappies, dat ons nou by die koord volgen. Of ek wil iewers heen gaan, en ek wil my geld daar gaan belê. Dan is jou koskaste leeg, en dan jy weet, Here, hoekom? Maar dit is jou ongehoorsaamheid, wat veroorsaak, dat jy nie seën kry. Die laaste ene wat ek daar wil hanteer, is die woord en die mag om ons gereed te maak. Die woord is duidelik. Ek kom vir jou kerk, ek kom vir jou Annemarie, ek het vir jou 'n huis voorberei. Dis wat die woord van God sê, maak jou gereed. Hy sê, lewe 'n goddelike lewe. Lewe 'n lewe wat God behaag. Lewe 'n lewe sonder sonde. Lewe 'n lewe sonder die eie wil, die eie ek, die eie begeertes. Lewe 'n lewe vir God. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en die res sal vir jou aangevul word. So dit is baie belangrik. Hebreërs 4:12 sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Ouens, hoor dan hoe diep hierdie woord sny.
in jou murg. Dis die stuk binne jou bene, in die murg. Hy sny daar. En is die beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So hierdie woord sal met jou praat, hierdie woord, praat ek van, hy sal met jou praat. Hierdie woord sal jou beskerm. Hierdie woord sal jou lei. Hierdie woord sal jou hoop gee, my dogter. Hierdie woord sal jou hoop gee in donker tye, waar jy sit in 'n eksamenlokaal en jy het 'n toets om te skryf en jy het alles ingeneem, jy het alles ingesit en jy het geleer. Dan sê jy, Here, ek maak nie meer op my eie vermoë staat nie, ek maak nou op U Gees staat. Om alles wat ek ingesit het, my sal help om te onthou, Fabian. Nie wat jy nie ingesit het nie, als wat jy ingesit het, dat jy sal uitkry. Dit sal jou beskerm teen versoeking, dit sal jou gedagtes hernie, en dit sal jou geloof bou. Hierdie woord bou jou geloof. Elke keer as jy dit lees, sien jy iets niets, leer jy iets niets. Jy kan dieselfde vers vat aan die kalla, jy kan hom vandag lees, jy kan hom volgende week lees, jy kan hom die week daarna lees. Elke week gaan hy 'n ander betekenis hê. Want dit hang af hoe die dag is vir jou op daai dag. Die woord verander, die woord herstel. So vanmôre sê ek weer, en ek wil dit beklemtoon volgende. Ek praat vanmôre met die geesvervulde, bloedgewaste kinders van God. Die ouens daar aanlyn, as jy nie 'n geesvervulde, bloedgewaste kind van God is nie, praat ek nie met jou nie, jy kan hom maar afsit en jy kan huis toe gaan. Ek praat vanoggend met 'n bloedgewaste kind van God. Luister vanmôre, moenie jou hart verhard as die woord kom nie. Dis tyd dat die kerk, die kinders van die Here, tot bekering kom. Ons sit met seker groter sonde as die wêreld daar buite. En vanoggend wil ek vir jou sê, jy wat die tyd uitgekoop het om hier te wees, pastoor sê dit altyd en ek wil jou vanoggend herinner, jy is op die gevaarlikste plek vanoggend. Want vanoggend gaan ek vir jou 'n woord gee wat jou gaan laat bedink. En jy kan sê, wie maak so? Ek sê nie jy gaan so sê nie. Maar jy kan sê, ek gee nie om nie. Maar eendag is eendag, gaan jy voor God verskyn. En ek ken die praat gister, die lekker ding is, en hierdie is nou eintlik vir die ongereddes. So as hulle nog daar is, kan hulle luister. Jy het 'n keuse om met jou tong te bely dat Jesus die Here is. Jy het 'n keuse vanoggend, soos jy nie gehad het, om jou knie te buig en te sê, Here, buig my knie voor U. En as jy dit nie wil doen nie, gaan jy geforseer word om dit te doen. Want die woord van God sê, elke knie sal buig, elke tong sal bely dat Jesus die Here is. So jy het 'n keuse om dit te doen gewillig, of jy gaan dit doen by force. Maar jy gaan voor die regterstoel verskyn. En jy gaan rekenskap gee vir elke woord wat jy gespreek het, kerk. Hoor my volgende. Jy gaan rekenskap gee vir elke woord wat jy gespreek het. Vir elke persoon wat jy te nagekom het en wat jy nie bely het nie, gaan jy oor rekenskap gee. Elke gedagte wat deur jou kop loop, ken nie, as ek nou vanoggend daai ding laat sak en ek speel net 5 minute van jou gedagtes gisteraand op daai projekte vir almal om te sien, gaan jy tevrede wees? Gaan jy? Ek gaan nie. As ek 5 minute van my lewe hier moet speel en myself moet openbaar en ontbloot en die res van die wêreld kry ek skaam. Want ek sê, Here, ek is 'n sondaar. Ek het gedagtes wat ek nie kan beheer nie. Ek het emosies wat ek nie kan beheer nie, want ek is 'n mens. En ek vra, Here, kom en was my skoon met die kosbare bloed van Jesus Christus. Want dis al wat jou gaan vrymaak, niks anders nie. Maar as jy dink jy het nie 'n probleem nie, ouens, ek sê nie nou weer nie,
Maar ek sê, as jy dink dat jy het nie 'n probleem nie, as jy ver van die Here af. Jy is ver van die Here af, ek sê vir jou sê. Want jy moet op die plek kom wat jy kan erken dat jy is 'n sondaar. En baie mense sit in die kerk en dink hulle is heilig, want hulle sondig nie meer. Maar wat van daai gedagtes wat deur jou kop hardloop? As jy deur jou Facebook scroll. Jy weet, ek het al met baie ouens gepraat wat sit met verslawings van pornografie. Hulle probeer hulle beste om ontslae te raak van daai pornografiese behoeftes wat hulle het. Maar laat hy op Facebook gaan. Of laat hom op die internet gaan. Nie laat hy het gaan soek nie. Maar goed, popsop. Dan jy die keuse. Want ek gaan ingaan daar. Of moet ek net gaan en verbyskraap? Daar kom die keuse. Jy het die besluit om te maak elke dag. Jy het 'n keuse om te maak elke liewe dag. Jy kan nie meer lewe soos die wêreld nie. Ons kan nie meer praat soos die wêreld praat nie. Ons kan nie meer doen wat hulle doen nie. Ons kan nie meer dink soos hulle dink nie. Ons is geroep om uit te staan, om die lig te wees, uitgesonder en afgesonder vir God. Die van julle wat julle Bybels het, 1 Timoteus 4. En ons gaan vanoggend baie in die Bybel in. Ons gaan baie in die Bybel, ons praat vanoggend met die woord van God. So ons kan nie in die Bybel ingaan nie. Ons moet, ek wil jou vanoggend bewyse gee. Nie my opinie nie, ek wil jou vanoggend bewyse gee. 1 Timoteus 4 vanaf vers 1 af. Is julle met my vanoggend? Maar die Gees sê uitdruklik, die Gees, wie is die Gees? Die Gees van God is God in Gees. Sê uitdruklik dat in die laaste dae sommige van die geloof afvallig gaan word. Ek gaan kyk op. Dis hoe dit begin. Die vuur is aan die brand gesteek. Nou raak ons koud. Nou koel ons af. En dan koel ons af. En ons koel af. En as jy weer kyk, geen niks meer om nie. In die laaste dae gaan baie van die geloof afvallig word en hulle sal verleidende geeste, hoor my, hulle sal verleidende geeste en leerlinge van duiwels aan. Hoeveel prosperity preachers is daar vandag? Pastore wat in jets rondvlieg van dorp tot dorp. Pastore wat in fancy karre, en daar's niks fout daarmee nie, as die Here jou seën, ek is happy daarmee, dat die Here jou seën. As jy 'n goeie lewe lei 'n goeie lewe want jy's gehoorsaam. Maar jy kry hierdie prosperity preachers wat vir jou wil sê, as jy vir kerk geld gee, dan gaan God jou seën en dan gaan jy dubbel terugkry. En dan eet hulle jou geld by die restaurant op, want hulle wil 'n lekker lewe lei. Dis nie waaroor die geld van die geld of die geld van die kerk gaan nie. Dit is heeltemal verkeerd. Ek het myself beloof, toe ek geordineer was in hierdie gemeente, sal ek nie een keer oor geld praat. Want geld gaan nie tussen my, as die prediker, en jou, die gemeente lid nie. Geld gaan tussen jou en God. As jy voel, jy sien daar is 'n behoefte in die gemeente, en jy sien ons skool te nuwe projekte, en jy het 'n spaar R18.000 wat rond lê, gee dit vir die kerk. Hoekom nie? Want dit is daar om die kerk op te bou. Maar moenie dat iemand vir jou sê, jy sal elke maand iets gee nie. Dis tussen jou en God. Hoor my vanmôre. Dis tussen jou en God. Dis goed om vir die kerk te sorg, ouens. Hoor my. Die leraar kort 'n salaris. Jesus, ons weet dit. Die krag moet betaal word. Die water moet betaal word. Maar dis 'n saak tussen jou en God. So ek het gesê ek gaan nie geld doen, ek het kragte geld. So anyway, maar kom ons gaan aan. Deur die gefeindheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete, wat verbied word om te trou. Hoor hierso. Lees as stuk weer. Kom ons gaan terug. Wat verbied word om te trou. Wie sê dit? Die Katolieke. En die priester mag nie trou nie. Hulle sal verleidende geeste en leerlinge van duiwels aanhang deur gefeindheid van leenaars wat gebrandmerk is deur hulle eie gewete wat verbied om te trou.
So die katholieke persoon mag nie trou nie. Daarso. Is vals. Hoekom mag jy nie trou nie? Kom ons gaan aan. En gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het. Jy mag nie vark eet nie. Jy mag nie vark eet nie. God het die vark gemaak. Jy mag nie prons eet nie, vir die van julle wat prons eet, en dink jy mag nie vark eet nie. Die Bybel praat oor prons ook. Hy gebruik nou nie die woord pron nie, maar gaan kyk. Ja? Hy praat van 'n volstruis. Wie eet volstruisvleis? Heerlik, jy weet nie wat jy mis nie. Volstruisvleis, fantastiese vleis. Smaak soos okstel. Is net nie so baie vet nie. Gesonde weergawe. Maar hier is dit weer. Hy sê, wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het, om vark te eet. So dis 'n valse leer. En het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges in wat die waarheid ken. Want alles wat deur God geskaap is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie. Want dit word geheilig deur die woord van God en gebed. So sien julle hoe hang hulle aan hierdie valse leringe. En ek wil vanoggend vir julle voorhou. En ek het 'n vers vir Nikkie vanoggend. Nikkie, vanoggend gaan ek op jou plek. Ek het 'n vers vir jou, maar jy mag nie teruggaan terwyl ek met diens besig is nie. Ons sal baie tyd hê. Okay. Nou, net soos daar die geskrewe woord van God is daar ook 'n satanistiese woord. Nou asseblief, ek het navorsing gedoen. Okay. Ek smeek julle. En ek pleit by julle. Moet nou nie gaan op die internet en 'n satanistiese Bybel wil gaan download, omdat jy wil kyk of ek die waarheid praat. Moenie gaan en nou vir jou 'n satanist, ek wil dit nie 'n Bybel noem nie, verskoon my, want dit is nie 'n Bybel nie, dit is 'n boek. Moet nou nie vir jou 'n satanistiese boek gaan koop, omdat jy nuuskierig is om te sien wat daar opgeskryf staan. Moet nie gaan krap in die vyand se territorie nie, sal die Engelsman sê. Voordat ek die woord voorbereid het, ek gevas is. Ek het die Here gesoek. Ek het myself afgesonder. Ek het gepleit vir die Here se beskerming voordat ek die woord bring. Want ek weet om in die vyand se speelgrond te gaan speel, hy gaan nie daarvan hou. En dis hoekom al vanoggend min mense hier is vanoggend. Want die vyand weet hy kon my nie aanval nie, want ek het myself toegerus met die wapenrusting van God. Toe sê hy kom, ek gaan kry dan ander. En ek sê nie dis hoekom hulle is, hulle is met duiwels besete nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek sê net, die vyand werk. So as jy vanoggend 'n lus gehad het om by die huis te bly, en jy het vanoggend 'n lus gehad om te gaan visvang, nee, is ek bly dat jy die keuse gemaak het om vanoggend hier te wees. Okay. So, daar's 'n ouetjie met die naam van Anton Zandor. Anton Zandor. Julle hoor nog. Hy is die ou wat hierdie boek geskryf het. In 1966. 1969 daarom. Het hy die boek geskryf. En hy is geïnspireer en gemotiveer deur julle. Julle het geweet. Die satanistiese beweging is gemotiveer deur kerkmense. Yes. Hy was 'n musikant. Dieselfde ou wat die boek geskryf het, was 'n musikant. Hy het liedjies mekaar gemaak en hy het wat ek al hy het iets gespeel, gaan ek vir julle sê, ek het dit al neergeskryf. Hy is 'n musikant en 'n skrywer. Okay, ek het nou nie die instrumente, ek het nogal gedog dit is belangrik vir julle twee. Maar in elk geval. Toe het hy Saterdag aande groot events gedoen. En Sondagoggende was hy in die kerk met die revivals. En hy het gesien dat kerkmense op Saterdag aande hulle self versuip, hulle hoereer en hulle lewe 'n ungodly life. Maar Sondagoggend
staan hulle voor in daai revival tent. Hande opgelig. We are all so mighty and holy in the presence of God, maar dit is vals. En dit het hom gemotiveer om hierdie satanistiese beweging te stig, om te sê, kom ek gaan hierdie mense net wys. So hoekom sê ek vanoggend vir julle? Ek gaan nou vir my vraag. Ek wil nou nie hier verloor nie. Jou verkeerde impak, jou aksies wat jy het gevoel op ander. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee van 'n vriend van my. En ek gaan nie sy naam noem nie, omdat ons rekord. Sy pa was 'n diaken in die NG Kerk. Gesiene man in die gemeenskap. As jy nog praat van sy pa, is 'n gesiene man, mense, Jesus, ordentlikheid. Beskaafd hom. By die huis, was hy nie dieselfde man. Nou my vrou en my dogter kan seker dieselfde sê. My pa staan vanoggend, ek moet ook preek, hy vir almal. Maar net gister, stap hy my met bel, sê vir jou, en die woorde wat daar uitgekom het, nou vanoggend preek hy, hulle kan ek so sê, maar, ons kom terug in die punt. Hierdie ou, het sy laaitie so verniel en verwoes, as sy laaitie nonsens aangejaag het, vat hom na die garage toe, en maak hy sy hande met cable ties vas, aan die werksbank. Dan wettel hy hom met 'n sandok. Nou, ek sê nie dat is iets fout om 'n laaitie 'n paar goeie ouwe te gee nie. Maar hoe hanteer jy mense wat jy liefhet? Hierdie ou kyk dadelik op en sê, is dit iemand van die kerk? Hy kom by 'n kerkbraai en die ouderlinge braai mos maar gewoonlik, jy weet? En al die ouderlinge is besig op ander plekke en sy pa staan toe alleen en braai. En hy raak gefrustreerd want sy seuns is nie by hom om te kom help nie en daar's niemand anders te om hom nie. Hoekom moet hy alles doen? Toe hulle daai dag na daai braai huis toe gaan, toe word daai laaities gewettig. En hoe kon julle my alleen gelos het? Jy sien die impak wat jy mense het. Ons lyk heilig. Ons kom voor as mense wat oordeel. Mense sê, die kerk oordeel my. As ek 'n bier wil drink, wil jy vir my sê, ek mag nie 'n bier drink nie. Want die kerk oordeel. Wat speel ons vir ander mense voor? En ek wil hier net vanoggend stil raak en sê, die persoon wat jy vanoggend portray hierso in die kerk, is jy dieselfde persoon by die huis? Is jy dieselfde persoon om 'n braaivleis vier? Is jy dieselfde persoon by jou werk? Hier is 'n goeie vraag, bedink dit. Hoe gedra jy jouself agter geslote deure? Waar niemand jou kan sien, niemand jou kan hoor nie. Ek hoor eendag 'n ou sê vir my, ons praat oor vas. Hy sê vir my, ek wil nie vas nie. Want as ek vas, as ek sien hoe lyk mense wat vas, en hoe gaan mense aan wat vas, wil ek nie vas nie. Ek wil nie. Ek kyk lekker met hulle suur gesigte, beklei met almal, ongeskik. Happerig. Ja, ons raak gefrustreerd as ons vas. Ons doen. Maar ons soek die Here se teenwoordigheid. Ons soek dit. So wat se beeld jy uit? Dis wat ek probeer uitkom. Okay, Christene het dan ook hoe kan ek sê 'n geloofswaarde, né? Dinge waarna ons glo en dinge wat ons verstaan. So ons glo dat Jesus is die seun van God. Amen. As ek dit sê, sê net amen. Ons glo dat Jesus is die verlosser van mensdom, wat gekruisig is en gesterf het vir ons sondes. Stem almal nie saam. Jesus bied die ewige lewe. Stem saam? Okay, kry. Christene aanbid 'n God wat in 'n drie-eenheid bestaan. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Ons is met daar. Okay, almal glo in dit. Ons glo in Jesus Christus, dat hy die Seun van God is.
en dat hy aan 'n kruis gesterf het. Dat hy opgestaan het. Dat hy terugkom om sy kerk te kom haal. Ons glo dit. Ons glo in die kruisiging en die opstanding. Ons glo in verlossing, dat slegs Jesus Christus bring verlossing. Ons glo daarin. Ons glo in die Bybel. En alles wat hier ingeskrewe staan. Ek het eendag het ek 'n ou bedien en ek vra vir hom, glo jy die woord van God? Hy sê nee. Sê so dan kan ek niks vir jou doen nie. Ek kan niks vir jou doen nie. Want as jy nie hierdie woord glo nie, help ek bedien jou nie. Ek kan vir jou mooi stories gee, ek kan vir jou alles gee, maar as jy nie die woord glo nie, dan kan ek jou nie help. Ons glo in die kerk, die plek van samekoms, Hebreërs 10. Moenie die onderlinge byeenkomste misloop, so sommige die gewoonte het om te doen nie. Ja? Ons glo dit. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo in die krag van die Heilige Gees. Ons glo die Heilige Gees sal nie. Ons glo die Heilige Gees maak heel. Ons glo die Heilige Gees genees. Ons glo die Heilige Gees raak aan. Ons glo daar. Almal amen? Amen. Ons glo in die wederkoms, kerk. Ons glo dat Jesus Christus ons gaan kom haal. Daar gaan 'n weggehaal wees. En dan gaan daar 'n wederkoms wees. Ons glo daarin. Nou oké. Net soos ons in hierdie dinge glo die sataniste ook in hulle eie. So die sataniste, ek wil vanoggend net kyk. Ek het 9 satanistiese stellings. 9 satanistiese stellings volgens hulle boek. En as ek vir my mooi, moenie gaan krap wat dit nie juk nie. Vertrou my volgende, waar hierdie vandaan kom, moenie gaan krap wat dit nie juk. Eerste een, ek sê dit vir jou in Engels, want kom as Engels geskryf. So ek wil dit hou in Engels. Satan represents indulgence. Okay? What's indulgence? The act of satisfying a desire. So Satan represents indulgence instead of abstinence. Abstinence is iets wat jy moet weerstaan, hè? So hy sê nee. Maar the act of satisfying a desire, dis wat hy verstaan. So hy sê, geniet jou lewe. Verlustig jouself. As jy honger is, eet. Eet. Tot jy opgooi. Eet. As jy dors is, drink. Of het nou Captain Morgan is, en of het nou Jameson is, en of het nou papsak is, hy sê drink. Soveel soos jy wil. Geniet dit. We gaan dobbel. Vat jou hele salaris. En dobbel. Hoekom wil jy nou 10 handjies insit? Sit alles in. Gaan geniet jouself. Jy lewe net een keer. Dis waarvoor Satan staan. Waarvoor staan God? Kom ons gaan terug. 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 19. So hier is baie verse, as jy hoef saam met my te gaan, jy kan hulle neerskryf, maar jy hoef saam met my te gaan. Jy moet niks, okay, dan kom ons gaan terug. Want dis wat die vers sê. Satan sê indulgence, satisfying a desire. Ons praat hier van seksuele desires ook. Kyk, ons is met almal volwasse in die kerk van Christus. Hoe kyk jy vir ander vrouens? Kyk, trek hulle uit met jou oë. Gaan gee vir hulle mooi woordjies. Maybe you get lucky. Dis wat die Bybel vir jou sê. Maar wat sê die woord van God? 1 Korintiërs 6 vers 18 tot 19. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Kerk, jong mense. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie?
Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, wat van God ontvang is, en julle behoort nie meer aan julle self nie. So daarom kan jy nie jouself vervreed nie, kerk. Jy kan nie jouself versuip nie, kerk. Jy kan nie met enige vrou of enige man in die bed klim nie, kerk, want jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie. Jy kan nie jouself vol tattoos maak van vingerpunt tot toonpunt nie, want jou liggaam behoort nie meer aan jouself nie. Amen. Amen. Efesiërs 5 vers 3 tot 5. Maar hoedery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word. So ek mag dit nie as hier genoem het. Soos dit heilig is betaal. Ook nie gemeenheid en dwaase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Wat gebeur as die man aan die braaivleisvuur sit? En dis die probleem met drank. Hier gaan ek vir jou sê, daar is nie 'n probleem om 'n bier te drink nie en jy het selfbeheersing toegepas nie. Maar as jy daai 6de bier drink en jy verloor selfbeheersing, wat gebeur met jou? Jou oë wandel. Ja. As jy 'n man is, wandel jou oë. Ja. En as jy nie is, dan is jy skeef. Dan moet jy kom met jou by. Sorry vir die woord. Maar jou oë wandel en dan begin die losbandige gedagtes in jou kop. En dan praat ons van die jagpartytjies. Dan praat ons van die gewere en dan begin die tong vuil raak en die bek word bitter. En hoe kan jy sê dat strome van lewende water kan uit daai mond uitkom waar jy so sleg praat? Kan nie. Want dit moet julle weet dat geen hoereelde of onreine gieraard wat 'n afgoddienaar is, 'n erfdeel van die koninkryk van God gaan eis. My eerste vraag vanoggend vir jou. Wie se woord volg jy? God sê, ek wil hê jy moet so lewe. Satan sê, geniet jouself. Die tweede ene, Satan represents a vital existence instead of spiritual pipe dreams. Net so, die woord. Satan represents vital existence instead of spiritual pipe dreams. So vital is essential for life of every important and necessary success, and then spiritual pipe dreams is hope or beliefs that are unrealistic and unlikely to happen. Satan sê wees so, hierdie geestelike droom wat jy het, van die nuwe hemel en die nuwe aarde. It's a spiritual pipe dream, man. Gaan nie gebeur nie. Jy gaan doodgaan. En dan gaan jy in die grond in. Dan gaan die wurms jou eet. En ons the circle of life. Daar is nie 'n ding van jou gees gaan met God wees nie. Dis wat Satan vir jou sê. Sy stelling is dit, en sê vir jou, moenie op die spiritual pipe dream staat maak nie. Jy lewe net een keer. Hoe sê Nikkie altyd? En hier kom Nikkie se vers nou. Ek pik op Nikkie. Beproef alles. Hou die goeie. Ja. En ek is so bly want toe ek hierdie vers lees, toe openbaar die Gees van God my daai vers. En ek is so bly dat ek dit gekry het nou, want dis nie eintlik vir jou nie. Dit is eintlik vir my kind. Want as sy ooit daai vers wil quoteer by my en sê, beproef alles en bou die goeie, wat ek vir haar woord. Wat beteken beproef? Beproef beteken nie, gaan doen dit nie. Beproef beteken nie, gaan doen dit nie. Beproef beteken toets. Beproef beteken toets, gaan toets dit teen God se woord. Okay, my maatjies gaan vanaand na 'n partytjie toe, want dis al 14de verjaarsdag. Hulle het my gesê, daar word gedrink, en ons wyp. Okay. Moet ek dit nou beproef? Moet ek daartoe gaan en kyk wat daar gebeur? Ek weet wat daar gaan gebeur. Moet ek nou daartoe gaan, en dit gaan beproef. En dan net die goeie behou wat daar uitkom. Nee. Sê, wat sê die woord van God? Oor gedrinkery.
Wat sê die woord van God oor jou liggaam vernietig? Wat sê die woord van God oor losbandigheid? Want dis wat daar gaan gebeur. Ons weet dit. Wat sê die woord van God? Sê weerhou jou van sulke dinge. Nou weerhou ek myself daarvan. So dis nie te sê ek moet dit gaan doen en beproef en dan besluit wat reg en verkeerd is. Nee, hy sê toets dit. Toets dit teen God se woord. En dan maak jy 'n besluit. 1 Korintiërs 9:24 Weet julle nie dat julle atlete is wat aan 'n wedloop deelneem nie, maar wel alleen hardloop? Maar dat daar net een, kom ek probeer weer. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang? Hardloop dan sodat julle die prys kan wen. Daar is 'n moeilikheid. As Christene moet ons mekaar aflos. Sê, hier is die battle. Ken jy, ek is moeg nou. Hier is die battle. Ken jy, gaan aan. Ons moet aangaan met die evangelie van Jesus Christus. Filippense 3:13 sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Jesus Christus. Verstaan die belangrikheid vanmôre van jou geestelike lewe. Moenie dat iemand vir jou sê, it's a spiritual pipe dream nie. My praat snap. Ons glo in die lewendige God. Die woord sê vir ons, hy het vir ons 'n huis gaan voorberei. En dis hoekom ons nou hierop fokus. En ons het begin daarby en sê, hy gaan vir jou 'n huis voorberei. Die derde ene is Satan represents undefiled wisdom. Kom ons stop dit vir daar. The pure, uncorrupted and unblemished wisdom. Instead of hypocritical self-deceit. So hypocritical self-deceit is pretending to be a virtuous or morally upright while simultaneously deceiving oneself about our own failings. So hier sê Satan vir jou, volg jou eie kop man. Dis fyn. Moenie worry wat hierdie dan sê nie. Moenie worry wat daai ou sê nie. Volg jou eie kop. As jy dink is reg, doen dit. As jy dink is verkeerd, dan doen dit. Maak nie saak. Want die woord sê, beproef alles en hou die goeie. Jy hoef nie God se woord te volg nie, want jy is jou eie mens, né? Niemand sê my. Ek is my eie mens, ek is my eie baas, ek doen dinge my way. Nie God se way. Spreuke 3:5 sê, boop daai ene, sê, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig bestaan. Ken hom aan alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Prediker 7:16 sê, moet jou nie te regverdig volhou nie. Moenie aanspraak maak op meer wysheid as wat jy het nie. Waarom jou eie ondergang soek? Baie van ons is vol van onsself. Ons is vol. Ek weet alles. Jy kan my niks sê nie. Ek is nie verkeerd nie. Ek sukkel self. Ek vir jouself, maar jy dink altyd jy weet beter. Ons almal, ons is manne, ons sukkel met dit. Julle vrouens dink altyd ons is nie slim nie. Ons sukkel met dit. Maar daar as jy so vol van jouself raak, dis waar die probleem kom. Moenie dink jy is slim of beter as die volgende persoon. Ons is geroep om nederig te wees. We call to be humble. Die volgende satanistiese stelling is, Satan represents kindness to those who deserve it, instead of love wasted on ingrates. It's an ungrateful person. So, ek hoef nie vir Monique liefde te gee nie, want Monique het my lief. Kenny verdien nie my liefde nie, want Kenny wil nie liefde gee nie. So is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So you don't deserve it. Omdat jy my nie liefde gee nie, hoef ek jou niks te gee nie. Dis waar Satan staan. Waar verstaan God? Lukas 10 vers 33 tot 35. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Nou as jy net teruggaan na daai storie toe, die Jode en die Samaritane was nie op dieselfde WhatsApp groep nie, broer. Hulle het mekaar nie baie gelaik nie.
So nou vir daai om te gaan na daai Samaritaan toe, sê hy so, kom ek doen dit vir jou. Is al klaar 'n act of kindness. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag toe haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, as jy meer onkoste het, om hom het, sal ek dit betaal wanneer dit hier langs kom. So, volgende vraag weer vir jou. Wie se woord volg jy? Wie se woord volg jy? Satan represents vengeance. The act of killing, injuring, or harming someone because they harmed you. So Satan represents vengeance instead of turning the other cheek. Wat sê ons woord vir ons? Ons woord sê, as jy jou billik soek, geef hom sommer jou hemel. As jy jou linkerkant klap hom die regterkant. Jy het eendag so comment gemaak. Ja, los het daar. Dis wat vir God staan. Satan se woord sê 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hulle het my te nagekom, so ek sal met hulle deel, soos net ek wil. In die laaste dae sal mense afvallig raak in die woord. Kyk hoe lyk dit buite. Mense maak mekaar dood vir hulself. Mense maak mekaar dood vir 'n besie wat eens geld het. Romeine 12 vers 19 sê, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. Wie is jy om wraak te neem? Is jy bo God? Dink jy is bo God? Dink jy is beter as God? God sê, dit kom my toe, die oordeel. So hoe kan jy oordeel oppas? Slegs Jesus kan jou vrymaak en jou help deur hierdie proses waar iemand jou seer gemaak het, waar iemand jou te nagekom het, waar jy wil wraak neem. Ons almal is al deur 'n proses in ons lewe waar ons vernietig is op een of ander manier. Ons het haat teenoor mense, ons is hepsig teenoor ander mense, mense het jou te nagekom, die pa-figuur wat jy moes hê was nie 'n pa-figuur nie, die ma-figuur wat jy wou gehad het was nie die ma-figuur nie, en ons almal was seer gemaak in sekere maniere. Party kinders mishandel, party weggegooi. Ons almal het nie dieselfde pad geloop. Maar dit kom nie jou toe om daai mense te gaan sê, kom, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Die oordeel kom God toe. Psalm 118 vers 7 sê, die Here is by my, hy help my, en ek sal neerkyk op die wat my haat. Satan represents the responsibility to the responsible. Satan represents responsibility to the responsible instead of concern for psychic vampires. Dit is nou 'n hele mond vol. Nou wat's 'n psychic vampire? It's a person or being that drains the emotional, vital energy of others, leaving them feeling exhausted and depleted. So Satan represents responsibility to the responsible instead of concern for psychic vampires. So wie's 'n psychic vampire? Ken jy as 'n psychic vampire? Vat ek 'n voorbeeld. Jy weet, elke keer kom Kenny na my toe met dieselfde probleem. My vrou stap. My vrou skop my. Sy gee my nie liefde nie. Ek moet my eie kos maak. Ek voel nou so afgebreek. Ek voel nou so vernietig, want ek kry nie liefde nie. So hy's 'n psychic vampire, want hy tap my leeg, man. Elke keer as hy kom met sy probleme, tap hy my leeg, en as ek leeg. Satan sê, los op. Ons verken nie, man. Hoekom wil jy jou ken nie? Ken jy kan sy eie probleme oplos? Hoekom wil jy nou verken nie? Hoekom gee jy hom 'n ken nie en anyway? Nie jou tyd op ken nie mos. Geniet jou lewe. Lewe is kort, man. Kan nie nog ander mense se probleme bo op jou skouers vat nie. Dis wat Satan sê. Daai wat hulp nodig het, word as parasiete gesien.
ken jy wat elke 2 ure wil hy my bel, en boodskap stuur en sê hoe hartseer hy is, en hoe vernietig hy is. Hy's 'n bloody parasiet, man. Hy tap my leeg. Hy wil nie die hele tyd kom met sy probleme, en ek moet hom die hele tyd oplossing gee. Hy tap my leeg. Hy's 'n parasiet. Dis wat Satan sê. Wat sê die woord van God? Galasiërs 6 vers 1 sê, broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei. Hoor my, jy wat jou deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid weghou. Dis wat die Bybel sê. En pas op dat jy self dan nie in die besoeking kom. Dra mekaar se laste. Dis wat God sê. Maar dit is teenstrydig met wat die wêreld se woord sê, né? Ons gebruik altyd so baie woorde. Hoeveel van julle het hierdie al gesê? Jy het nou gesien, ja, Tasha het 'n nuwe karretjie gekry. En dit is 'n sportkarretjie, né? Dit lyk soms soos 'n sportkarretjie. Nou jaag Tasha. Sien Tasha jaag. Môre ry Tasha aan 'n ander kar vas. Ja, sy wil mos ontgaan wees. Sy verdien dit, want sy jaag mos in. Dink jy dit is reg? Dink jy dit is goddelik? Kinders van God wat so bedoel? En ek gebruik 'n simpel voorbeeld. Maar hoor jy hoe klink dit? Hoe klink die kerk? Hoor jy hoe klink die kerk? Dis ons wat so praat, hè? Ek bedoel, jy bedoel dit dalk nie so om te sê dat sy verdien dit nie. Maar ja man, sy verdien dit. Sy wil mos nie verantwoordelik wees nie. So, kyk wat gebeur. Ja, sy verdien dit. Dis hoe ons praat in die kerk. Galasiërs 5 vers 14 sê, die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So as jy nie jou naaste lief het nie, jy het 'n probleem. Wie is jou naaste? Nie die ou wat jy wil lief wees voor nie. Jou familie is my naaste. Die familie is my naaste. Jou naaste is die ou langs jou. Daai ou wat nie jou liefde verdien nie. Daai ou wat nie jou tyd verdien nie. Hy is jou naaste. Volgende een, ons is amper klaar. Satan represents man as just another animal. Hebel? En dan vol ouens hiervoor. Satan represents man as just another animal. Maar gaan verder. Sometimes better, more often worse, than those that walk on all fours, who, because of his divine spiritual and intellectual development, has become the most vicious animal of all. So, die Bybel sien ons hier. Dis kom 'n dier. En hy verklaar dit in sy stellings in sy boek. Hy sê, vir my is jy 'n dier. Hy wil hê jy moet jouself verlustig aan dierlike instinkte. Wat is 'n dierlike instink? Weet iemand hierso? Wat is 'n dierlike instink? As mens moet liefde so goed. Kom ons kyk 'n bietjie na homoseksualiteit vandag. Nou, ek gaan nou seker 'n baie ongewilde persoon raak van vandag af. Maar ons staan teen homoseksualiteit. Vir ons aanlyn kykers, ons staan teen homoseksualiteit. Dis 'n sonde in God se oë. Jy kan dit goed praat soos jy wil, dis jou keuse. Dis 'n sonde. Haat ons hulle? Ja. Is hulle welkom in ons kerk? Ja. Ons gaan nie mense oordeel vir hulle sonde nie. Onthou, 'n persoon wat homself oorgee aan dierlike belustinge. Nou gaan jy sê, maar hoe kan jy sê, Johan, dat 'n persoon wat homoseksueel is, het homself aan dierlike instinkte oorgegee? Wie van julle wat julle Bybel sê? Maak op. Voor ek nou na die Human Rights Commission toe gevat word, laat ek net woord gee. Romeine 1. Wat is my Romeine nou? Sien as jy besoek, dan kry jy ook
Alles by die En as jy vanmôre saam luister, en jy is homoseksueel, en jy het 'n begeerte om saam met dieselfde geslag mee in verhouding te wees, dan roep ons jou ook tot bekering. Maar ons het jou lief, en ons sal jou bedien met die woord van God, en ons sal vir jou bedien met die grootste liefde wat ons vir jou kan gee. Ons lees vanaf vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Onthou nou waarvoor staan Satan, die stelling, onthou waarvoor hy staan. Hy sê hierso, Satan represents man as just another animal, sometimes better, more often worse, than those who walk on all fours, who, because of his divine spiritual and intellectual development, has become the most vicious animal of all. Omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart verduister. Terwyl hulle voorgegee dat hulle wys was, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van die verganklike mens en van voëls en viervoetige, kruipige diere. Daarom het God en hulle ook die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, omdat hulle hulle liggaam onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verlei het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Daarom het God hulle oorgegee aan hulle skandelike hartstogte wat hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so het dit ook met die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelik bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaaling ontvang. Ons gaan en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het hulle oorgegee aan die slegte gesindheid om te doen wat hulle nie betaal nie. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge en ongehoorsaam aan hulle ouers. Onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, maar die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die hulle doen. So as jy vanmôre homoseksualiteit goedkeur, is jy skuldig. Here sê ek het hulle oorgegee aan hulle dierlike begeertes. Wat is dierlike begeertes? Homoseksualiteit. Dis 'n dierlike begeerte. Satan represents all of the so-called sins, as they all lead to physical, mental, emotional gratification, the sanctification and pleasure derived from emotional experience and fulfilling emotional needs. Satan sê, geniet die sonde. Dis lekker. Dis mos lekker. Dis mos lekker om jouself te ooreet. Laat dit vir die krag. Dis lekker om jouself te versuip. Môreoggend kry jy die van belasting. Dis lekker om losbandig met iemand te verkeer en uit te vind 6 maande na die tyd ek het nou vigs. Satan sê verlustig jou daaraan.
Galasiërs 5 vers 19 sê, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towerry, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, so gaan die lys aan. Ek waarsku julle soos ek julle al van tevore gewaarsku het, kerk. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God nie as hy erfenis kry. Hebreërs 12 vers 4 sê, julle het nog nie so teen sonde weerstand gebied, dat dit vir julle 'n stryd om lewe of dood geword het nie. God haat sonde. God haat sonde. God hate sin. Maak nie saak wat so sonde dit is nie. En hy sal nie jou sondige leefstyl seën nie. Dit moet jy weet. Dit het God alles gekos. Jesus Christus was aan 'n kruis sterf. So God haat sonde. God haat sonde. Jesus was geskei van God af. Wat 'n groot oomblik was dit. Sonde skei van God af. Die laaste ene wat ek hier het vir julle is, Satan has been the best friend the church has ever had. Hy sê dit, sy stel, Satan has been the best friend the church has ever had, and he has kept the church in business for all years. Dis die waar. Satan sê, gaan net jouself. Gaan dobbel jou geld uit. Gaan versuiker jouself. Lewe 'n losbandige lewe. En dan, wanneer dinge moeilik raak, en daar is nie 'n ander uitweg nie, dan kom die kerk. Sê ons te help. So Satan en sy werke hou die kerk in besigheid. Ek lees 'n getuienis van 'n satanistiese leraar met 'n Christelike vriend. Hulle is vriende. Hulle stem nie saam met dieselfde geloof nie, maar is vriende. En die satanist sê vir die leraar, vir die Christelike leraar, jy weet, ek het net nou dag betaal vir 2 jong pastore wat opgeleid word by die universiteit. Die leraar sê vir hom, wat? Jy, wat nie eens God glo nie, jy betaal vir pastore om opgeleid te word. Hy sê, hoekom? Hy sê, die kerk is te sleg met u. Hy sê, ek doen dit nie omdat ek wil hê hulle moet die evangelie gaan verkondig nie. Ek doen dit nie omdat ek dit vir God wil doen nie. Ek doen dit omdat ek hulle 'n heads up in live wil gee. Dat hulle net iewers kan kom. Maar die kerk, hy sê, die probleem is die kerk. Die kerk doen dit. So, ek sê maar. Jy weet, daai ander ou wat sy naam, hy was die gangster Okkie. Jy onthou, groot getuienis. Hy was 'n gangster, en hy het sy hart vir die Here gegee, en hy het hom geskiet vol gate, en hy het sy hande so gehou en alles, en gate het toegegaan, soos God hom genees het. Hierdie ou vertel sy getuienis. Hy sê, hy stap in sy dronkenskap met sy vrou. Hy sê, hy is 'n gangster, hy het 60 generale onder hom. Onder die 60 generale is al nog 100 persone, onder elke generaal. Hy sê, hy is 'n groot man. En hy sê, hy en sy vrou kom tot die besef dat hulle moet tot bekering kom. En hy sê, weet jy wat? Vat my vrou die oggend en ek gaan kerk. Hy sê, ek stap by die kerk in. En ek was nie 5 minute daar nie. Toe loop hulle my uit die kerk uit. Want hulle het geweet wie ek is. Hulle het geweet wat ek is. En hulle kon nie sien dat ek my lewe vir die Here wil gee. Hy sê, van daai dag af het ek elke generaal vir my opdrag gegee om daai kerk elke Sondag leeg te maak. Hy sê, elke ou wat daar sit, jy gaan in, jy steel die kerk se kollekte, jy steel al hulle mooi jewelry, al hulle fancy klere, van dit vir jouself. En hy het sy mense opdrag gegee om daar te gaan en daai kerk te vernietig. Hoekom vertel ek vir julle dit? Ek vertel vir julle dit vanoggend omdat ek sê weer eens, wat is 'n beeld daar jy voor in die wêreld? Wat wys jy vir mense? Is jy reg, werklik opreg? Of dink jy jy's reg? En ek het weer gesê, ek gaan nie vir finansies praat. Ek praat oor finansies, maar hoor my. Sorg vir jou kerk.
Hierdie is toch 'n geestelike huis waar ons by mekaar kom. So ja, God weet waar jy kon van krag. Hy weet daai lig van krag. Dan moet krag betaal word. Party kerke betaal hier. Party kerke het pastore wat salarisse trek uit die kerk uit. En dis in 'n lewe. Dis hulle inkomste. Maar hoekom is die kerk so? Ek sê nie nou vir jou op jou gevoelens speel en sê gee jou geld vir die kerk nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar ek sê, hoekom kyk ons nie na ons eie nie? Hoekom moet die buitewêreld by die kerk kyk? Hoekom moet ons kerkbazaartjies maak om geldjies in te samel, koekies te verkoop, om geld te kry vir die kerk? Hoekom? Weet, daar's 'n getuienis eendag, ek dink jy was by hierdie. Het ons gesê, jy weet, dit is so interessant dat as Nikkie na ons, as Kelly na ons toe kom en hy sê, weet jy wat, ek het 'n probleem, ek het finansies tekort. Dan sê ons, dan sit ons almal om Kenny en ons bid vir Kenny. Maar as die pastoor 'n probleem met die kerk, dan sê ons, nee, ons gaan nie nou bid nie. Kom ons doen 'n fondsinsameling. Hoekom doen ons nie die fondsinsameling vir Kenny nie? Nee, kom ons bid vir Kenny. Maar as die kerk iets nodig het, dan sê ons, nee, kom ons hou 'n bazaartjie. Ons kort R18,000 vir hierdie ding. Kom ons hou 'n bazaar. Maar wat het geword vir die kerk? Hoekom gaan ons nie op ons knieë en bid tot God nie? Here, ons kerk het behoefte. Here, jy ken ons hart. Ons doen dit nie om mense te verheerlik nie, ons het 'n behoefte. Net vir die kykers daar buite, ons het nie 'n behoefte nie, maar as jy wil geldjie insit, dit is net so. Maar ons gaan en ons op ons knieë en sê, Here, ons het 'n behoefte. Ons maak nie op mens staat nie, want vervloek is die man wat op die arm van die mens staan. Hier is 'n ding wat die kerk vandag kom. Ouens, ek vat saam en ek sluit af. Ek sien die bou daar, ek sien, ek voel vanoggend amper soos 'n ander pastoor wat gewoonlik hier by ons preek. Wat lank, maar die ouens, die woord vanoggend. Ek hoop julle het dit so gekry. En my vraag vanoggend is, die tema van ding, wie se woord volg jy? Volg jy God se woord of volg jy Satan se woord? En jy kan dalk vanmôre vir my sê, Johan, ek het nie geweet dat daar is 'n satanistiese woord wat so uitgeleg is nie. Jy volg daai woord en weet. Kom terug aan die woord van God. In Bybelse tye, wanneer iemand die koning se hulp of raad wou vra, was dit die taak van die diensknegt om met die sleutels die deur na die koning se raadsaal oop te sluit. Bybels. So jy kon nie inkom by daai deur as daai persoon nie vir die deur gesluit het. Vanmôre wil ek vir jou vra. Vir wie sluit jy die deur? Kenny het vrydag aand gesê, ek vat my sleutel. Ek sluit my sleutel op. Ek bring jou uit na die koning. Hier is die koning. Bring aan die koning. Wanneer laas het jy iemand aan die Here toe gelei? Wanneer laas het jy vir iemand gesê, Jesus het jou lief? Wanneer laas het jy aan die brand gewees en gesê, ek wil iemand vertel van Jesus? Want daar is geen groter joy as om te sien dat iemand tot redding kom nie. Elke kind van God het soortgelyke verantwoordelikhede om diegene te help wat na God toe roep. So, om saam te vat, die gehoorsaamheid aan die woord en die lering van God wat daarmee gepaard gaan, is dan die sleutel wat die koninkryk deur God se woord oopsluit. Hoe anders sal ons weet wat om te doen, wat om te verwag as ons nie volgens die woord gaan nie. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dis goeie nuus vanmôre, dat die voorhangsel geskeur is en jy daar het access to the Vader. So ek wil jou vanmôre bemoedig, maak gebruik van daai access wat jy het, want die bloed van Jesus sluit die koninkryk van God oop, deurdat die verlore siel met God gerekonsilieer kan word. Ek sluit af en ek wil vir Dani Botha dankie sê, dat hy die kerk opgewonde gemaak het oor die wederkoms en die wegraap, vir die wat geluister het, vir die wat sy harte bietjie opgewek is en wie sy gees gestuur is. Amen. Maar vir die wat hy boodskap net so gevat het en eenkant geplaas het, ek bid vir jou. Eendag sal ons almal voor die regterstoel verskyn en elkeen van ons sal rekenskap gee vir elke woord wat ons gespreek het, vir elke gedagte en vir elke aksie. Elke knie sal buig
en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ek sluit af met my laaste vraag vanoggend. Wie se woord volg jy? Ons gaan dit gebid. Vader, ek dank U vanmôre vir hierdie woord en ek bid Here dat hierdie woord vanoggend gevestig sal wees in elkeen se gees. Ek bid vanmôre Here dat ons elkeen sal huis toe gaan Here en sal onsself die vraag afvra. Wie se woord volg ons? Ek bid vanmôre Here dat U hierdie woord in ons gees sal oopbreek. En ek bid vanmôre Here vir elke persoon wat nie vanmôre hier is nie, Here, dat U vir ons 10voudig guns sal gee op ons sosiale media platforms, Here, dat hierdie woord wyd en suid versprei sal word, Here, dat hulle vanmôre sal hoor en weet wat die waarheid is, Here, want slegs die waarheid kan jou vrymaak. Die woord is duidelik, Here, wie die seun van die mens vrymaak is vry inderdaad. En ek bid, Here, dat U oor hierdie gemeente 'n vryheid sal bring, Here. Ek bid dat U Gees sal uitstort oor ieder en elke gewillige hart vanmôre, Here, en dat ons hier uit sal stap, Here, veranderd. Dat ons nie onveranderd sal loop nie, Here, maar dat ons vanmôre hier sal uitstap veranderd, soekend na U teenwoordigheid in Jesus naam. Amen. Amen.